Goeienaand geliefdes. Ja, so, ek dink die klank so nou reg is. Die batterye dan gehou heel week, net soos meeste van julle batterye, nee, so ons is baie opgewonde daaroor. Dis nou ons laaste tafel van ons Pinksterreeks. Maar ons het nou so baie nog gehou van om hier te wees. Dat ons het nou gedink ons wil Sondag is die laaste tafel, die tafel met die nagmaaltafel wat altyd die afsluiting is van Pinkster. Ons gaan dit hier hou. So ons sal môreoggend ons tafels bietjie groter maak, bietjie meer plek vir al die gemeentelede wat nou gaan bykom. Jy kan vroeg kom en jou plekkie kom sit wat jy heel week gesit het. Niemand gaan beklei meer daaroor nie. Maar dit gaan eintlik so lekker wees. Julle wat nou al klaar is, julle weet hoe dit atmosfeer is en hoe dit voel. So ons is opgewonde. So hierdie is ons laaste Pinkstertafel, maar daar is nog 'n tafel Sondagoggend ook saam met die res van ons broers en susters. So ons is opgewonde oor dit. Maar voor ons daaraan gaan, kom ons sluit die oë en dan kom ons by die Here. Here Vader, vanaand, Here, is hierdie tafel, die tafel. Here, ons weet U is die gasheer van elke tafel wat ons aan sit, Here. En vanaand is dit nog meer so. Want ons kom om U woord te hoor, ons kom om nader aan U te wees. Jy sê ons kom ook, Here, vir verskeie redes, Here, om by ons Pa se voete te kom sit. Here, ons bid, Here, vanaand, Here, waar ons die woord weer gaan oopmaak en net bietjie gaan dink aan die pad wat ons met U stap. En ons vanaand weer 'n nuwe tafel gaan ontdek. Here, mag U Gees in ons harte woel. Mag dit vir ons iets sê wat ons hier uit gaan vat en nie wat hier gaan bly nie. Here, en waar U ons uitnodiging stuur, Here, waar U vir ons roep, mag ons hoor, mag ons gaan, mag ons saam met U bly. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Ja, ek gaan nie heeltemal 'n opsomming gee van wat ons nou die week gedoen het, want ons het nou al 'n hele paar tafels gedoen, maar ons het nou aanvanklik begin met die Here wat ons moet begin raak sien, en veral die feit dat die Here nie net verskyn aan ons in ons Jerusalem areas nie, in die plek waar ons vir God verwag het. Die plek waar God sy woord vir ons gee, dis soos die kerk en die Bybelstudies nie, maar dat God baie keer op ons Emmauspad amper so half die gekruisigde vreemdeling raak wat deel raak van ons storie. Dat God se woord eintlik deel raak van ons lewe, eerder as wat ons dit bestudeer die woord baie keer vir ons. Ons het baie geleer van hoe Jesus tafels sien. Wie welkom is daar en hoe hy ruimtes laat vir mense en hoe hy mense tog raak sien aan daai tafels. En ek dink om in 2 sinne te sê, kan ons nie beskryf wat ons nou al hierdie week nou geleer het van dit nie. Dit is nogal baie waardevol. Maar ek wil vanaand vir ons 'n tafel lees in Johannes 21. Ietsie wat ons dalk nie sou verwag as 'n tafel nie, maar kom ons lees saam. Johannes 21 vers 4. Ek gee net gou so 'n oomblik, ek kan blaai daartoe. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is hy nie. Jesus het toe gevra vir hulle: "Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?" "Nee," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry." Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek want sy boly was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van julle vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het oor die skei uit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. Alhoewel daar so baie vis was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle.
En net so ook die vis. Dit was al die derde keer wat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Ekskuus, die lig is bietjie sleg as my lees vermoë. Miskien 'n ander bril aankry volgende keer. Mense nou gedink het aan die einde van Johannes se storie, die laaste verhaal, gaan die groot crescendo wees, né? Mense nou verwag het, daar gaan engele wees wat uit die hemel uitkom en daar gaan musiek wees en hulle gaan vir Jesus tog laat met die groot feesviering op laat vaar in die hemel. Mense nou dink dit gaan ook 'n groot oomblik wees. En tog is die laaste gebeurtenis so alledaags, soos 'n bietjie kole, 'n vis en 'n broodjie. Mense ryk so half die see en die wind wat daar waai. Mense sien vir Petrus eintlik so sopnat staan. Hy is sopnat van daai seewater en tog is hy eintlik meer nat van sy skuld, né? En hy staan daar op die eenvoudige oomblik en aan die einde van die verhaal is daar geen preke nie, daar's geen kansels nie, daar's geen engele nie. Dit is letterlik net die man wat sopnat daar staan en hierdie oë van hom en Christus wat mekaar ontmoet. En ergens mekaar weer moet begin vertrou. Dit is interessant hoe ons lewens ons baie keer weer kan terugdraai na die begin toe. En ek het al 'n preek daaroor gedoen, omdat daar was so 'n element gewees van Petrus. Die ironiese ding is dat Jesus hom kom haal het daar by die viswaters. Reg in die begin. En dat Jesus hom uitgesleep het uit die viswaters, uiteindelik na die mensewaters toe, en hier vind hy homself weer terug by die viswaters. Natuurlik hierdie boot en hierdie visvang, dis vir 'n toevlug, né? Maar in dieselfde sin weet ons, hy is ook besig om te vlug. Hy is besig om weg te hardloop van sy skuld en sy onsekerheid. En dit is in hierdie oomblik waar hy so vlug, waar Jesus hom ontmoet, nie met groot woorde of 'n preek of enigiets, met die eenvoudigste woorde. Het jy nie iets gevang om te eet? Gooi vir my die net aan die ander kant uit, miskien kry jy ietsie daar. En ons sien in daai oomblik, dis 'n Emmaus oomblik. Dis nie 'n preek oomblik of 'n groot kerk oomblik of 'n groot openbaring nie. Hulle herken nie vir God of vir Christus omdat hy besig is om vreeslike woorde te ontleed nie. Hulle herken hom letterlik net uit die manier hoe hy met hulle praat. En hulle sien is hy. En hy verskyn op daai eenvoudige oomblik met vis en brood en stilte. Jy sien as ons foute maak, dan verwag ons baie keer daar gaan ergens 'n verhoor wees. Miskien ergens gaan ons 'n vonnis kry. Miskien om terug te kom in 'n verhouding met iemand, is daar 'n wagwoord wat ek gaan eers moet leer. Ek gaan eers moet uitvind wat moet ek sê en wat moet ek doen om terug te kom by daai oomblik waar ons weer by mekaar kan staan en mekaar kan vertrou. En is interessant dat Christus nie kom met enige lysies van klagtes nie. Op geen manier. Hy kom met ontbyt. Is dit nie interessant nie? Hy kom met ontbyt en 'n eenvoudige vraag: Petrus, het jy my lief? Is interessant, nee? En mense kan baie keer daai simboliek maak en sê, okay, maar dis soos 'n simbool van hy 3 keer vir die Here gesê, 3 keer vir die Here verloon en hy 3 keer weer sê hy is lief van hom. Jy kan die simbool sien, ja. Maar hierdie ete saam met Jesus is 'n gesondmaakete. En dit sê iets van God se aard. Dat God soms met 'n vuur en met 'n bietjie vis en selfs met stilte ons seer kan regmaak. En dit is nogal waardevol. En ek was een stelling wat altyd vir my waardevol is. Soms is 'n tydjie by die vuur, so vis en kole kan meer heilig wees as 'n erediens. Want heiligheid gaan nie oor groot gebare nie, soms gaan dit oor groot genade. En is altyd vir my so een van die mooiste goed wat Christus hier doen. Jy sien as ons word baie keer so half geken aan ons grootste foute. Jy kan ook so half dink Petrus het op daai manier so gevoel. Ek onthou as kind, die laaste ding wat jy doen word so altyd so al groot gemaak, né? Onthou jy as kind, jy het so lekker gespeel saam met jou maatjies, alles het goed gegaan tot daai een bal deur 'n ry gaan. Nee, een cricketbal
op die verkeerde plek, deur 'n ry, en alles is oor. En dit is die ding wat jy onthou. Ek onthou by ons vorige gemeente het Henko Willem ons seentjie, hy het ons gekamp, en ergens toe gaan al die krag uit. En toe ons weer sien, toe Henko Willem 'n sker gevat, en een van die kampligte wat ingedruk is, gesny, want hy wil die lig saam met hom in die tent invat, want die tent was te donker. En die lig was vas aan 'n tou, so hy knip hom toe met 'n sker, en alles pop, en van daai tyd af, hou almal net skere weg van Henko Willem af, nee? As ons gaan kamp, en die skere word net so gekoes, maar dis nou 'n grap daarvan, maar daai oomblik, daai groot oomblik bly nou sommer sy groot vonnis. En dit is interessant dat Jesus vir Petrus heeltemal anders hanteer. Hy sê nie noodwendig vir hom, het jy nou al geleer om jammer te sê. Hy sê nog nie vir hom, hoor jy, het jy nou jou pelgrimstog gaan stap, of om geleer om al daai dinge te doen nie. Dit is nogal interessant dat hy in stilte vir hom vra, het jy my lief. En daarna dat die Here hom herstel. En dit daar bly vir my 'n mooi ding, hierdie tafel, en ons tafel vanaand, is die tafel van herstel. Die tafel van regkom, terugkom. En dit is 'n bitter belangrike tafel. En ek dink ons voel altyd na 'n groot val, of 'n groot ding, dat ons onsself gediskwalifiseer het, nee, dat ons eintlik heeltemal altyd so gesien gaan word. En het is interessant dat God vir Petrus nie net herstel na hoe hy was. Hy maak hom iets anders. Hy maak hom nie weer daai jong, impulsiewe ouetjie wat net gespring het uit alles uit wat hy wil doen. Hy het nie gespring in die see en al die dinge. Hy word 'n herstelde leier. En miskien ietsie wat ons moet hoor, is dalk is jou roeping en jou pad saam met God iets wat aan die ander kant van jou grootste val lê. En is baie keer nie iets wat ons wil hoor, maar soms aan die ander kant van my grootste fout lê my pad saam met God. Jy sien, ons foute diskwalifiseer ons nie van 'n verhouding met God nie, dit herkwalifiseer ons met iets wat dalk bietjie meer eg lyk. Bietjie meer waar, bietjie meer eerlik, dalk bietjie meer kwesbaar. Maar is interessant, en ek kyk nou in die storie, en daar's soveel mooi elemente in die tafel van herstel. Die eerste, die feit dat God hom fisies nooi vir ontbyt. Maar die tweede is ook vir my snaaks, dat Jesus nie noodwendig vir Petrus een kant toe roep. Maar is interessant, ons dink altyd vergifnis moet so 'n soort van 'n private, vrome oomblik wees, né? Van asseblief, kom staan vir ons het nodig om hierdie ding uit te praat. Ons het nodig om te sê wat ons moet sê. Jy moet hoor wat ek te sê het, en ek moet hoor hoe jy jammer. Jy weet mos daai hele ding van hoe vergifnis lyk. Dis vreemd, maar Jesus nooi hom fisies en almal is daar. Die disippels is daar, almal staan daar rond, almal deel vis. Dis in gemeenskap waar hy gesond word. Ons kan gesond word binne in gemeenskap as ons toelaat dat ons kan terugkom. En ek dink dit is baie keer waaroor die nagmaal ook gaan. Ons kom terug by God en ons kom ook weer terug by mekaar. En dit is dikwels so die eenvoudige ding van herstel lê letterlik om aan tafel te sit en saam weer net te eet. En ons as mense wil dit altyd iets vreeslik groot maak, né? Moet uitgepraat word op 'n verskriklike tegniese manier. Almal moet sê wat hulle harte lê. En Jesus kom met so 'n eenvoudige sit aan 'n tafel saam met my. Ek wonder baie keer oor my eie Emmausspad. As ek na my grootste fout wat ek ooit gemaak het, in Jesus se oë moes vaskyk. Ek het baie keer gewonder, wat sou Jesus vir my gesê het? En miskien sê hierdie tafel vir my, dat God dalk niks sou gesê het. Hy sou my dalk gesien het, sopnat, bewus van my fout. En dalk sou God gesê het, kom, eet saam. Ek het ontbyt gemaak. En miskien sou hy op 'n stadium vir my gevra het, het jy my lief? Dis vir my waardevol, né? Die tafel van herstel. Mense dink dat Petrus sou Jesus nooi na so 'n tafel toe. Ek meen, hy sien wat die fout gemaak het, né?
Mense dink dat hy vir Jesus moes kom en sê, Here, kom, ek het net nodig om hierdie te sê, ek het nodig om die goed, maar vir interessante redes is Jesus die een wat die vuur maak, en een wat die vis gee, en een wat vir hom vra, het jy my lief. Jesus is die gasheer van die tafel van herstel. En ek dink, ek hoop julle kan dit hoor in die volheid van wat daai spesifiek regtig beteken. Baie meer as wat ek net sê in 'n kort woord. Jesus is die gasheer van die tafel van herstel en gesond word. En as daar enige vorm is van herstel tussen jou en God of tussen jou en iemand anders, kan dit nie begin as jy nie eers dit met God uitgesort het. Dit begin nie tussen jou en iemand anders, dit begin altyd tussen jou en die gasheer. En dit is my interessant, ek het altyd hierdie stelling gehoor, en dit was my so mooi, dat Jesus se tafel het nie 'n kinderafdeling vir die mense wat foute gemaak het nie, dat jy nie eers daar moet sit wat jy weer groot geword het nie. Maar waar wou gaan sit jy as jy 'n fout gemaak het? Waar is die eerste plek waar jy terugkom aan God se tafel? Reg langs die gasheer. Daar waar jy hoort. Hierdie broers en susters is die tafel waar elkeen van ons eendag op 'n stadium gaan moet sit. Die tafel van herstel. En is die tafel wat God vir jou gaan sê, jy is nie klaar nie. Want jy is nog besig om te word. En is daai tafel waar God ons gaan gesond maak met stilte, met 'n vis en 'n broodjie en vriendelikheid. Ek sit en dink aan hierdie een scenario, en dit is amper so half die einde van die gedagte wat ek op jou los. Dink vir jouself, jy het 'n groot fout gemaak by die werk. Of miskien jou meer verloor by die huis. En dan kan ek oomblik wat jy weet, ek het 'n fout gemaak. En dit is amper, jy kry so skaam, jy voel of jy wil weggaan, en weghardloop tot almal vergeet jy bestaan, dat jy dalk kan terugkom, net so 'n soort van lewe, sonder dat die mense jy ooit weer sien. Dink aan daai oomblik waar jy so voel. En dink aan die waarde van iemand wat net verby jou sou loop met 'n koppie koffie en sê, ek is bly jy is hier. En dis dit. Die tafel van herstel is vir ons. Maar dis ook iets waartoe God ons leer. Hy leer ons om 'n gemeenskap te wees wat mense tog terugnooi. Nie met groot woorde of preke of private vroomheid nie, maar met ontbyt. Kom ons sluit die oë. Here Vader, as ons dink aan ons pad saam met Christus, Here, is ons baie keer dink ons dit so oorkompleks, Here. Ons oorkompliseer dit en ons wonder oor hoe ons die wêreld moet herstel, en tog maak U die wêreld baie keer reg met 'n ete, met 'n vriendelike woord, met 'n gemeenskap, met 'n nagmaal. En ja, Here, U maak ons gesond met 'n week soos hierdie. Waar ons net weer aan 'n tafel kon sit en kon hoor iemand sê, ek is bly jy is hier. Mag hierdie deel wees van die manier hoe ons mense ook uitnooi, Here. Mag ons ook die mens wees wat so af en toe weet, hierdie persoon het nodig om te hoor, ek is bly jy is hier. Die persoon het nodig om net weer aan tafel te sit, saam te eet. Mag die genade wat U vir ons gegee het, dieselfde genade wees wat ons uitdra. En hierdie tafels wat ons gevier het die hele week, Here, mag dit deel raak van ons daaglikse bestaan. Mag die deel wees, die verhouding wat ons het met U in die kerk, Here, die kleinste deel wees van die verhouding. En ons daaglikse ding, die tafels waartoe U ons nooi, mag dit ons geloof en ons pad wees. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen. Geliefdes, mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap met sy Heilige Gees by elkeen van ons bly. Amen.